Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is so groot voorreg met Louis Brits en Stella Kuijer vanoggend by ons. Ons gesels oor die nuwe Loffees wat gister was en 'n hele rits nuwe enkelsnitte wat opgeneem is. Goeiemôre julle. Môre, dis lekker om by julle te kuier. Julle, voordat ons by die musiek kom, Stella, wil ek net gepraat oor hierdie tweekant besigheid van jou. Wat genigtig vrou, jy is fiks. Hoe gaan dit vir die tweekant? Jy het in Maart enige gedoen. Hoe was dit gewees? Ek het, ag hoorie, dis eintlik ridiculous, maar ek vat hierdie ding baie ernstig op. Dit is vreeslik lekker vir my. Ja, nee, ek oefen hoor. Ek oefen soos ek nog nooit in my lewe geoefen het. Ek dink as ek op skool so moes oefen, dan sou ek baie beter gevaar het. Nee, baie lekker. Dit bring vir my soveel vreugde. Dis kort afstand, so dit moet vinnig wees. Ja. So dis so lekker om nou weer my 40 aan spoed te moet werk. Maar ek doen dit. Wat is die volgende ene? Dit is nou maar 'n seisonale ding, so dit was nou dis maar net so in die somer. Okay. So dit begin weer Oktober en dan gaan dit net aan tot Maart, dis die SA's en dan is dit klaar. Louis, jy's ook in Suid-Afrika op hierdie stadium. Hoe gaan dit? Hoe gereeld kom jy steeds Suid-Afrika toe? Ek het nie geweet, ander mense weet ook jy's 'n kraangatleet nie. Kom ons nou aanhoor stel as atletiek te praat. Nee, dit is fantasties om hier te kuier. Ek is nou 3 weke hierso. Saam het die groot toer gedoen, saam Focus on the Family, waarvan julle ook vernoot was. So ons was oral gewees. Ons het highways gery, byways gery, potholes gery. En dit was net fantasties om dit alles te kon afsluit met 'n nuwe Loffees. Uiteindelik weer 'n bietjie by my tribe gewees. Ja. So wie opgehou om die Britse man te wees. Ja, dis enorme skade weer waan jy. Yes, humbling word. So ek my nederig gehou. En was gisterand was 'n groot belewenis. Ons sal altyd lank aan hom vashou. Maar vertel 'n bietjie van gisterand. Die interessantste ding is jy het nie reg geweet hoeveel mense gisterand by die nuwe Loffees sal opdaag nie, né? Ja, nee, omdat dit oor totaal oor lof en aanbidding gaan en nie oor perform nie, het ons gesê dis gratis. Jy weet, so weird voel om kaartjies te verkoop vir lof en aanbidding. So ja, nie Moreletta, niemand het geweet nie. Ons het dit almal hard adverteer. En toe sat duisende mense. Mens sal nooit weet hoeveel nie, maar duisende. Wow. En hulle het so gesing. Dit was regtig mense wat wou kom om die Here te aanbid. So en hulle het nuwe liedjies geleer. Ons het 7 nuwe liedjies opgeneem en dan leer jy vir hulle so 'n stukkie van die liedjie, so dit lamp kan saam sing as ons opneem. Ja. En dan ek weet nie, dit voel dit net of die mense dit soms so vinnig leer. Die Afrikaner is mos meer bekend vir bierdrink en rugby speel, maar ek wil sê hulle kan liedjies leer. Hulle kan sing. Hulle kan sing. Sit hulle om 'n kampvuur of sit hulle by 'n aanbiddingsgeleentheid dan sing hulle. Ja, fantasties gegaan. Stella, wie was almal betrokke geweest by die nuwe Loffees? Sjoe, Retief, Louis, ek en 'n paar nuwe Stas van Onbeskaamd, Simonay, Ruth, Guillaume en Renée, ja. En Zarieta van Wyk, Reinhard. Dis klomp mense, hè? Klomp kunstenaars. Ja. Julle sê dat jy het 7 nuwe liedjies opgeneem daar. Ja. Wat gaan met daai opnames gebeur? Dit gaan uitgesit word, maar dit moet nou eers weer verwerk word. So en daar is Louis bietjie meer betrokke by die postproduksie. Ja, en nuwe lof sê hulle storie is ons is daar om nuwe musiek vir kerk te gee om te sing. Ja. En wat kerke nou nodig het, party kerke is klein, hulle het nie eintlik 'n worship span nie. Ander kerke is groot, so die groot kerke werk met multitracks. Dat hulle eie track meng en sê ek het nie 'n drummer nie, dan gebruik hulle al ons ander musiek en maak net die dromme stil en speel hulle eie dromme. Dis 'n multitrack. Ander kerke gebruik 'n stereo track of 'n lyric video of hulle het hulle eie band, hulle vat net die akkoorde en om die wysig het hulle 'n lead sheet nodig. So dis 7 stukke hulpmiddels wat ons maak vir elke liewe liedjie voordat ons hom uitsit. So dan kom hy gelyktydig uit via Universal op Spotify, Apple Music, YouTube Music en op ons webwerf met al die hulpmiddels en dan laat weet ons die kerke. En daar's al meer as 50,000 worship spanne wat dit gebruik in 11 lande waar Afrikaners bymekaar kom. 11 lande? En saam sing. Ja, nie net in Suid-Afrika en Namibië nie. So die trefwyte na 3 jaar, ons amper 50 liedjies as ons hierdie klaar het. So dis wat voor ons te doen en so dis baie opwindend. Dis my lekker want dis koninkrykswerk. Ja. Dis jy weet ewige waarde, daai tipe werk wat mense doen om te weet mense gaan dit gebruik, dit gaan mense se lewens raak en nie net hier, nie net by Moreletta so straat nie, maar dit word so ver versprei ook. Wie skryf die 7 liedjies? Het julle saam geskryf? Het almal so half 'n sê gehad? Hoe werk daai proses, Stella? Ja, dit is so lekker. 'n Klomp worshipleiers word genooi van verskillende plekke oor die land en ons bring ietsie na die tafel toe en dan word daai ietsie geskaaf en geskuur deur 'n groepie mense. En daai proses is so ongelooflik lekker want ons het almal ander sterkpunte en dan kom die sterkste sang na vore en dan selfs na dit
dan kom skaaf Louis en Retief nog aan die sang. So op die einde van die dag is daai song wat weet uitgesit word deur soveel prosesse. Maar ja, klomp skrywers van reg oor die land betrokke en dis wat dit so bitter spesiaal maak. Dis Van die mense is baie goeie skrywers, anders nou meer atlete, jy weet, maar Atleet, ja, net om 'n bietjie comment te hou, jy weet, so. En ander mense kan albei doen, nee, ja. Ja. Hoe werk ek? Daar was 'n tyd wat hulle die jeugsangmiddel uitgebring het. Mens het die gemeentes geskop in hierdie byderwetse boekie. Nou dinge verander, lof verander, aanbidding verander. Die digitale sien op hierdie stadium vir lofmusiek en aanbiddingsmusiek is enorm. Gaan nuwe lof uiteindelik die biblioteek word van nuwe lofliedere wat gemeentes van kan source, as ek 'n Engelse woord mag gebruik. En hoe gaan dit werk? Moet gemeentes dan nou daai registreer daarvoor of wat? Hoe werk nuwe lof op die einde om by die gemeentes uit te kom, by kerke uit te kom? Ja, jy moet nie sê source nie, jy moet sê sous. Sous, ja, Ja. Ja, dis een van die biblioteke, jy weet, soos jy nou noem, die jeugsangmiddel, die liedboek, daai hele biblioteek bestaan nog by Bybel Media Musiek, by Vlam, daai goed. En dan staan 'n Doxateo biblioteek van liedere wat hulle ook opbou. So 'n nuwe lof is miskien wat tussen kerke sit en ek weet nie eers in watter kerke is Reinhard en almal nie. Ons Dis nie die punt nie. Ja, ons weet nie eers nie. Ons kom net by mekaar en ons ken mekaar en ons die grootste gemene deel dat ons is lief vir die Here, lief vir die kerk, lief vir musiek en ons skaaf net mekaar se liedjies. So dit is miskien die uitsondering met nuwe lof is dat ons doen minder liedjies as van die ander biblioteke, maar ons groot ding is dat ons vir elke liedjie al hierdie hulpmiddels skep. Want ons weet ek is self 'n worship pastor noem hulle my, pastor. Daar in Amerika. Ek sê hulle noem my 'n pastor want hulle weet nie ek kom van Brakpan af nie, anders sou hulle dit nooit doen nie. Maar so ek weet self elke week moet ek 6 of 7 liedjies kies vir die worship en as daar 2 van hulle is wat nuut is, dan het ek al hierdie hulpmiddels nodig. Wat baie help. Ja, sonder dit kan jy nie 'n nuwe liedjie aanleer vir jou gemeente of aanleer vir jou orkes nie. En dit is krities belangrik dat gemeentes die liedjies wat hulle moet sing ken. Want hoe neem 'n mens deel aan daai geleentheid as jy nie presies weet wat die liedjie doen nie? Ja, en om dit te kan leer ken het jy hierdie hulpmiddels baie nodig. So ons idee is nie om honderde liedjies te doen nie. Ons wil liedjies kies vir spesifieke temas, lof, aanbidding en ander temas nou wat ons wil aanspreek soos danksegging of skuldbelydenis of net die Here se nabyheid of soos Stella se ingestraan, die Here se goedheid. Ja. Maar as ons 'n liedjie kies en dan deur die hele groot groep skrywers gesê, ja, hierdie een gaan werk in die gemeente, almal spot met my want ek kom maar aan en meeste van my liedjies word afgekeur, dan is nie gemeentesang nie. Maar as die liedjie dit maak, daai smeltkroes, hoor nou weer daai woord, smeltkroes. Wow, dan weet ons iewers gaan 'n gemeente om kan sing, kan gebruik soos deur daai toets en dan maak ons vir hom die hulpmiddels. Praat gou met my vinnig oor laat Heer u seën. Hoekom is hierdie liedjie so spesiaal? So ek was actually nie deel van die skryfgroepie, maar hoekom dit vir my spesiaal is, ek weet dat om 'n seën uit te spreek geweldige gewig dra. Eintlik al ons woorde dra vreeslik gewig en die Here wil hê ons moet mekaar seën. En so ek voel dis nie net 'n vlei lied nie. Dis regtig 'n seën vir die pappas, vir die mammas, vir die kinders. Ja, dit dra gewig. Toe ons dit vir mekaar sing in die kamer na Louis se groepie dit geskryf het. Ja. Toe was ons almal in trane, want ons het die gewig daarvan gevoel. En ek glo regtig dit gaan 'n geweldige kragtige tool wees vir die kerk om mekaar te seën. Ja, gesê. Stella, Louis, baie dankie vir julle tyd. Vanoggend was so lekker om julle te hê om te hoor die beweging wat daar is as mens kyk na Christelike musiek en hoe julle net wil aanbid en mense wil dien ook julle hart agter. Dit is verskriklik mooi. Dankie vir julle tyd vanoggend. Dit is dan Stella en Louis Brits, bly skakel. Dis nou tyd vir musiek video.